Maats en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer. Vandag kyk ons na hoe God vir ons 'n nuwe hart gee. Maats, as ek julle vra, wat is die belangrikste deel van jou liggaam, sal julle dalk sê, jou brein, jou oë, jou hande of jou hart. En al hierdie organe is belangrik. Maar in die Bybel beteken die woord hart meer as die orgaan wat bloed pomp. In die Bybel is jou hart die plek waar jou gevoelens leef, gedagtes vorm, keuses begin en waar jou liefde vir God groei. Dit is die binnekant van wie jy is en God gee baie om oor ons harte. Ons kernvers vandag is Esegiel 36 vers 26. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. God sê, ek gaan vir julle 'n nuwe hart gee, 'n sagte hart, 'n hart wat liefhet, luister, vergewe, omgee en God wil volg. En die wonderlike nuus is, net God kan ons harte werklik verander. Wat kan ons hieruit leer? Ons kan leer dat ware verandering van binne in ons begin. Soms probeer ons net ons buitekant verander. Ons sê, ek gaan mooier praat, ek gaan beter optree, ek gaan harder probeer. Maar God begin die werk van binne af, want as die hart verander, verander die woorde, en dan verander die dade, en dan verander die manier waarop ons ander mense behandel. God kyk eerste na ons harte. Tweedens kan ons leer dat God harde harte met sagte harte vervang. Het iemand jou al seer gemaak? Het jy al kwaad geword? Het jy al gevoel, ek gaan nooit daardie persoon vergewe nie? Ons harte kan soms hard word, maar God help ons om weer sag te word. 'n Sagte hart wys genade, gee weer tweede kansse en kies altyd liefde. Dit beteken nie ons voel nooit kwaad of hartseer nie. Dit beteken net dat ons vir God vra om ons te help om liefdevol op te tree en te reageer. Laastens leer ons dat God se gees ons help om reg te leef. In dieselfde gedeelte beloof God dat hy sy gees in sy mense sal plaas. Dit beteken ons hoef nie alleen te probeer om goed te wees nie. God help ons wanneer dit moeilik is om gehoorsaam te wees, vriendelik te wees, te vergewe of om die regte ding te doen. Ons kan bid, Here, help my, en hy doen. God se gees gee vir ons wysheid, krag, liefde en geduld. Kom ons bid. Liewe Here, dankie dat U die God is wat nuwe dinge doen. Dankie dat U vir ons nuwe harte wil gee en ons help om meer soos Jesus te wees. As daar harde plekke in ons harte is, vra ons dat U dit sal sag maak. Help ons om liefdevol, vriendelik en gehoorsaam te wees. Vul ons met U gees en help ons om elke dag nader aan U te leef. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Maats, wanneer ons dokter toe gaan, kyk die dokter soms of ons liggame gesond is. Maar vandag vra ons vir onsself, hoe lyk my hart? Is dit vol liefde, vol dankbaarheid, vol vriendelikheid, of is daar dinge wat God wil verander? Die goeie nuus is, God veroordeel ons nie. Hy nooi ons om na hom toe te kom. Hy sê vir ons, ek kan jou nuut maak. Daar sy maats, onthou, God hou daarvan om nuwe dinge te maak. Hy maak nuwe beginne, hy gee nuwe hoop en hy gee nuwe harte. Niemand is te jonk vir God om in hulle hart te werk nie. Selfs kinders kan bid, Here, maak my hart meer soos U sin.
Onthou, ware verandering begin binne in ons harte en God verander harde harte in sagte harte. God se gees help ons om reg te leef. God kyk nie eers na hoe vinnig jy hardloop, hoe slim jy is of hoe goed jy kan teken nie. Hy kyk na jou hart en hy sê, ek wil jou hart vol van my liefde maak. Wat 'n wonderlike God dien ons nie. Tot volgende keer. Totsiens!